Goeiedag en baie welkom by hierdie week se Sin Maak. Sin Maak waar ons saam sin maak oor dinge wat ons nie regtig so lekker verstaan nie. En hierdie week se Sin Maak kyk ons saam na die liturgie. Ons het laasweek begin deur saam te kyk na die uitleg van die liturgie en hoe die liturgie lyk. Nou, net om ons gedagtes weer te verfris, ons praat van die liturgie. Dit is die volgorde van die gebeure in die erediens, soos dat ons dit sien Sondag in die kerk, wanneer ons saam die Here aanbid en dien. Die liturgie word onder leiding van 'n liturg, met ander woorde 'n predikant of 'n proffie van die teologiese skool of 'n ouderling wat die preek lees, gelei. So die liturg is die persoon wat dan voortgaan in die erediens om die gesprek met God te lei. Die liturgie is 'n gesprek tussen die volk van God en God self, en daarom is daar 'n afwisseling tussen die skrif waar God praat en dan die gemeente wat sing en dan reageer op dit wat hulle hoor die Here sê. Sang is een van die belangrikste elemente in die erediens, omdat dit een van die min dinge is wat die hele gemeenskap van gelowiges saam doen. Die liturg gaan gewoonlik voort met al die dinge in die erediens, maar wanneer ons sing die hele gemeente saam, en dit is nie net een persoon wat voorgaan nie. Nou, ons het gesê dat die liturgie bestaan uit 4 hoofmomente: die ontmoetingsdiens, die verootmoedigingsdiens, die woorddiens en die antwoorddiens. Laasweek het ons so vinnig gepraat oor die inleiding, waar ons gesê dat daar kan ook vooraf sang wees, en dit hang af van gemeente tot gemeente hoe hulle dit hanteer. Voorafsang is nie voorgeskryf en laat dit so moet wees nie. So, nou vandag is ons by die eerste diens of eerste aspek van die erediens, en dit is die ontmoetingsdiens. Die ontmoetingsdiens is die deel van die erediens waar die volk van God self ontmoet. Dit is nou, soos wat ons nou, as ons dit baie platvloers kan stel, ons groet mekaar, goeiemôre, hallo, hoe gaan dit? So, ons sien in die ontmoetingsdeel van die diens is waar ons die Here ontmoet. Ons begin in die ontmoetingsdiens deur te kyk na 4 elemente: die fotum, die groetseën, die lofliedere en die geloofbelydenis. Nou onder die fotum is dalk 'n woord wat ons nie noodwendig verstaan nie. Die fotum is waar die gemeenskap van gelowiges in hierdie gesprek met God hulle afhanklikheid verklaar van God. En dit is waar hulle samekoms amptelik begin in die teenwoordigheid van die Here, waar hulle dan nou bevestig en sê dat ons dien alleenlik God. Hy is ons hulp, hy is ons leier en hy lei ons ook op die regte paaie. Die fotum kan bestaan uit enigiets wat ons afhanklikheid verklaar in die Ou of die Nuwe Testament, en enkele voorbeelde hiervan is wanneer ons praat van Psalm 124, spesifiek vers 8, wat sê ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Selfs een van die meer bekendes is Psalm 121, vers 1 en vers 2. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons kan ook byvoorbeeld die beruiming van hierdie psalm lees, soos wat ons dit sien in ons psalmboeke. 'n ander voorbeeld hiervan is een wat nogal my eie persoonlike gunsteling ook is Psalm 95 vers 6 en 7. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy kudde, sy volk, sy skape, deur sy hand versorg. Maar daar is ons regtig nog 'n hele klomp wat ons kan gebruik. Ons kan Psalm 43 gebruik, 43 saam met Psalm 124, en in Romeine kan 'n mens ook Romeine 11 vers 36 gebruik, wat ons getuig uit hom, wat hom is Christus en God, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dan van daar af is dit die aanvangseën of die groetseën. Dit is waar die Here ons groet met sy groet. En hy sê vir ons uiteindelik ook deur tekste wat ons sien in die Nuwe Testament, wat Paulus en die skrywers van die briewe gewoonlik sê, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit is hoe die Here ons dan groet wanneer ons in sy teenwoordigheid saam is.
Na die seëngroet van die Here, dan wil ons nou reageer op dit wat die Here gesê het. So ons het voor hom gekom, ons het ons afhanklikheid verklaar, die Here het ons gegroet met sy seën, en daarna reageer ons op die seën, en dan sing ons gewoonlik 'n lofpsalm. So 'n lofpsalm is natuurlik 'n psalm waar die Here se lof besing word, en as ons net so vinnig kyk in die psalmboek, dan sal ons sien, die laaste deel van die psalms is nogal baie geneig om as lofpsalms gebruik te word in die kerk. Byvoorbeeld, Psalm 146, prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. So Psalm 146 is 'n gunsteling, en dan nou al hierdie wat ek nou noem is maar persoonlike gunstelinge, en Psalm 147 wat 'n mens nogal baie kan traag sing, is eintlik 'n lofpsalm, en hy's regtig opgeruim en opgewek, en daar's ons regtig baie maniere hoe mense dit kan sing, maar dit is 'n lofpsalm, so mense moet die Here loof daarmee. En Psalm 147 laat voor die Here 'n lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prys, hoe lieflik om sy lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. En natuurlik dan nou een van die baie bekendes en amper vuil psalms is Psalm 100. Juig al wat leef jy voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Nou, 'n lofpsalm kan enigiets wees waar die Here geloof word vir sy grootheid, wie hy is. Ons dink maar aan verskillende psalms en liedere, soos Psalm 103. Ons lees ook van Psalm 92, 107, Skrifredding 18:6 kan ook gebruik word. Psalm 145, die lys gaan aan. Daar's regtig 'n magdom wat 'n mens kan gebruik as 'n lofsang. Nou, daar is ook liedere wat gebruik kan word, soos byvoorbeeld lied 190, Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid. U wat alles onderhou, u is ewig en getrou. En dan sluit ons af vir hierdie onderwerp, want 'n mens kan regtig lank aangaan, met die sing van lied 200. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. So dit gaan regtig oor 'n lof aan die Here en sy grootheid en sy almag. Nadat ons dan die lof gesing het tot die Here, dan is daar die geloofbelydenis. Nou die geloofbelydenis is waar ons saam ons geloof as eenheid bely, en ons bely die eenheid in die ware geloof voor God, en ons herinner mekaar daaraan. Ons sien dat dit gaan ook oor wat gesê word in Johannes 4 vers 23 en die Heidelbergse Katekismus Sondag 21. En ook kan 'n mens kyk na die ander belydenisskrifte, soos in die Nederlands geloofbelydenis artikel 27 tot 29, waar ons daadwerklik die formuliere lees, of nie formuliere nie, die belydenis lees van die apostoliese geloofbelydenis, die geloofbelydenis van Nicea en die geloofbelydenis van Athanasius. So dit is die verskillende geloofbelydenisse wat ons gebruik wanneer ons dan saam openlik ons geloof bely. Want soos wat ons ook sien wat Christus sê in Matteus, wie nie 'n koninkryk kan nie verdeeld wees nie. So as ons nie staan vir iets nie, kan ons baie maklik val vir alles. En dieselfde met die geloofbelydenis. Ons bely ons geloof saam, dat ons daadwerklik een is in geloof. En dit is wat ons ook dan nou elke Sondag aanhoor, wanneer ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en waar die angste van die hel tot in die dood toe hom ondergaan het. Hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. En dit is waar ons dan ook ons geloof saam bely.
Nou, daar is twee aspekte in die ontmoetingsdiens wat ons nou nie oor gepraat het nie. Die eerste een kom voor die ontmoetingsdiens, waar ons praat van 'n intreelied. Nou, persoonlik is dit die liturgische voorkeur ook, of hy dit wil laat doen of nie, die gemeente se voorkeur ook, waar ons intree voor God. 'n goeie voorbeeld van hierdie sou wees, wanneer 'n mens Psalm 100 sou sing, en dan sê die liturg vir die gemeente om te sit, terwyl 'n mens vers 1 en 2 sing, en dan vers 3, dan staan die gemeente, en dan tree hulle in voor God, die almagtige van God, die hemel en aarde, en hulle sê, gaan deur sy poorte in met lof. So, vers 1 sien ons hierdie aanmoediging van, kom, juig saam met my, en vers 3 waar ons sê, kom, ons gaan deur sy poorte, en dan ontmoet ons die Here. En dan wat ons ook kan doen is baie keer dan voel die liturg ook gelei om 'n bevestigingslied te sing, psalm te sing, na die bevestiging van die geloof. En daar sien ons dan nou hoe die ontmoetingsdiens mooi verpak is, waar ons die Here ontmoet en daadwerklik ons afhanklikheid verklaar en uiteindelik die Here ontmoet in sy teenwoordigheid. Tot volgende keer. Totsiens.